welkom terug by nog 'n fun and exciting les hier by Father's Heart Kids. Nou, vir die van julle wat ons nou nie ken nie, ek is Juffrou Lazelle en hierdie is Oom John. Hallo. Nou, of vandag nou jou heel eerste keer is hierso by ons, of jou 50ste, ons wil hê jy moet weet, jy's net so welkom hierso by ons en ons is net so excited dat jy ons nou vandag gejoin het. Nou, julle vandag het ons 'n super spesiale les wat vir ons wag en dit gaan oor iets baie belangrik. Kan julle raai oor wat dit gaan? Wel, hier's vir julle 'n klein klou. Nou, ek weet julle wil dalk nou sê ons les gaan oor 'n sleutel, maar dit gaan nie net oor enige sleutel nie. Dit gaan oor die sleutel om die hemel oop te sluit. Maar voor ons nou met ons les begin vandag, kom ons open eers met gebed en dan sing ons 'n paar liedjies vir God. Liewe Jesus, dankie dat U ons net vandag bymekaar gebring het. Ons is net so excited om hierdie tyd saam in U teenwoordigheid te spandeer. Ons vra dat U asseblief hierdie tyd wat ons saam het sal seën en ons net sal help om gefokus te bly sodat ons iets nuuts uit die woord kan leer. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê Amen. So julle, dit is nou tyd om op te staan sodat ons 'n paar liedjies kan sing en God kan loof en kan aanbid. Are you ready? Come on. With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, alright. With everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as one. Come on. We'll give you glory for all you have done. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. And dance, come on, and dance. Woo! With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, woo! With everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. Oh, we stand together with hearts joined as one. Come on, let's give Him glory. We'll give you glory for all you have done. Everybody jump in. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Dance. Come on, just dance. Everybody, just dance. Woo, just dance. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm.
faith. I see the future, I picture, slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me. In the eye of the storm, in the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me in the eye of the storm. Wow, julle, dit was nou net soveel van gewees. Nou, kom ons begin nou met ons les. Hier by my het ek nou 'n paar sleutels en ek het 'n slot. Nou, vir vandag se les verteenwoordig hierdie slot die hemel. Nou, ons almal wil eendag hemel toe gaan, né? Nee? Natuurlik wil ons. Ek meen, wie wil nie na 'n plek toe gaan waar daar geen hartseer is nie, geen siekte is nie en jy kan vir ewig by God wees. Presies. Ons almal wil eendag hemel toe gaan. Maar hier's die ding. Hierdie slot gaan nou nie net oopgaan omdat ons wil hê hy moet oopgaan nie. Ons benodig die regte sleutel om dit oop te maak. Nou, kom ons kyk na 'n paar van hierdie sleutels en kyk wat se een hom gaan oopmaak. Ha, ek dink ons moet eers hierdie enetjie probeer. Hy is gemerk, kerk toe gaan. Ek is seker, kerk toe gaan moet tog die sleutel wees om die hemel oop te sluit. Okay, wel, kom ons kyk. Ongelukkig nie, hy gaan nie eers een in nie. Nee, yes. Hy gaan definitief nie dit oopsluit nie. Okay, wat van ons probeer hierdie ene? Gee vir die armes. Ek het 'n goeie feeling oor hierdie ene. Okay, wel, kom ons probeer. Hy gaan ook nie in nie en dis nog steeds gesluit. Ek dink ons moet dalk hierdie een probeer. Hy is nou gemerk Jesus. Kom ons kyk of hy werk. Okay, gaan in. Dis hy en hy het dit oopgesluit. Is dit nie net so amazing nie, julle? Nou, julle, die is basically wat dit is. Jesus is die enigste een wat die hemel vir ons kan oopsluit. En dis eintlik waaroor verlossing gaan. Verlossing? Wat is dit? Wel, okay, verlossing is nou net 'n fancy woord om te sê om gered te word. Gered te word. Gered te word van wat? Wel, van sonde. Julle sien, die Bybel vertel vir ons in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die gawe van God is die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Wag net gou 'n bietjie. Wat presies is die loon? Wel, okay. 'n ander woord vir loon is betaling. So in hierdie konteks beteken dit basies die gevolg van iets. En wanneer ons nou sondig, dan is die gevolg die dood. Ja, dis nogals reg bietjie ernstig. Maar wag, as die gevolg dan van sonde die dood is, wat presies is sonde dan? Okay, sonde is nou enige iets wat ons doen, of dink, of sê, wat teen God se wil gaan. Nou, dit het eintlik lank terug begin met Adam en Eva. Onthou julle nou nog die skelmslang en die verbode boom? Wel, hulle was ongehoorsaam aan God deur van die verbode boom te eet. En dit was nou die heel eerste sonde. Nou, van toe af is sonde deel van hierdie wêreld. Nou, sonde is dinge soos lieg en steel of ewen ongehoorsaam wees aan ons ouers. Wel, ek het nog nooit regtig iets gedoen wat so erg is nie. Ek meen, ek is 'n goeie mens. Ek dink ek is, want ek het nog nie by iemand regtig iets gesteel nie, of ek het nog nie iemand seer gemaak nie, en probeer my ouers gehoorsaam soveel as wat ek kon, so ek meen ek hoef seker nie vir my sondes te sterf nie. Wel,
hier is die ding. Die Bybel sê in Prediker 7 vers 20, want daar is niemand op aarde wat regverdig is nie. Niemand wat net goed doen en nooit sondig nie. En in Romeine 3 vers 23 sê dit, ons almal is sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer nie. So wag, al is ek dan 'n redelike goeie mens, het ek nog steeds sonde in my lewe en ek moet daarvoor betaal? Presies. Jy sien, sonde, maak nie saak hoe klein dit is nie, is nog steeds verkeerd in God se oë en ongelukkig skei sonde ons nou van God af en dit sluit ons uit die hemel uit. En maak nie saak hoe goed ons nou probeer wees nie, dit is nie goed genoeg om die slot oop te sluit na die hemel toe nie. Dit is eintlik nogal sad, want sê jy dan nou eintlik daar's geen hoop nie? Nee man, daar is hoop. Okay. Onthou jy nou hoe al die sleutels met die goeie werke wat nou gemerk was, nie die slot kon oopsluit nie? Maar die sleutel wat gemerk was, Jesus kon die slot oopmaak. Presies. God wou nou nie hê ons moes van hom af geskei bly en die ewige dood hê nie. So hy het toe 'n plan gemaak en daai plan was Jesus. Julle sien, Johannes 3 vers 16 sê die volgende: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So met ander woorde, God het Jesus aarde toe gestuur en hy het 'n volmaakte lewe geleef en toe het hy vir ons sondes gesterf sodat ons hemel toe kan gaan. So wag nou 'n bietjie. Jy sê nou Jesus het gesterf, al het hy niks verkeerd gedoen nie en al het hy nooit gesondig nie? Presies. Ja. Want onthou nou hoe die gevolg vir sonde die dood is? Wel, Jesus het die prys vir ons sonde betaal en hy het daardie straf gevat sodat ons vry kon wees. Dis eintlik soos iemand wat nou jou rekening betaal want jy kon dit nie bekostig het nie. En hy het dit alles gedoen want hy het ons so lief. Wow, dit is soos die beste geskenk ooit. So, verstaan ek reg, om 'n goeie mens te wees en kerk toe te gaan en vir die armes te gee, dis alles goed en wel, maar dit is nie die sleutel na die hemel toe nie. En net Jesus is die sleutel om die hemel vir ons oop te sluit. Dis reg. Maar net soos 'n sleutel nie magically die slot kan oopmaak nie, jy moet dit nou optel en dit in die slot insit en dan moet jy dit draai om die slot oop te sluit. Dieselfde geld nou vir ons om hemel toe te gaan en die hemel oop te sluit. En dit's nou waar verlossing inkom. Wat bedoel jy? Okay, wel, kom ek verduidelik dit so. Ja, Jesus het vir ons sondes gesterf sodat ons vergewe kan word en hemel toe kan gaan. Maar daar is iets wat ons moet doen. Romeine 10 vers 9 sê die volgende: As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. So jy sien, om gered te word en verlossing te ontvang, moet jy bely dat Jesus die Here is en jy moet glo dat hy vir jou sondes gesterf het en weer opgestaan het. Wel, kan jy ons dan nog help om dit te doen vandag? Want ek meen, ek glo regtig in Jesus en ek wil baie graag vir ewig saam met hom in die hemel spandeer. Natuurlik sal ek julle nou help. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou 'n gebed opsê en as jy nou gelei voel om hierdie gebed te bid, dan wil ek hê jy moet dit nou agter my aanbid. So kom ons maak gou ons oop. Here, ek besef dat ek 'n sondaar is Here, ek besef dat ek 'n sondaar is en dat ek my eie lewe gelei het. en dat ek my eie lewe gelei het. Ek weet nou dat ek myself nie kan red nie. Ek weet nou dat ek myself nie kan red nie. Dankie dat U vir my gesterf het om my te red. Dankie dat U vir my gesterf het om my te red. Vergewe my sondes en selfsugtige lewe. Vergewe my sondes en selfsugtige lewe. Van hierdie oomblik af nooi ek U uit om in my hart te kom leef. Van hierdie oomblik af nooi ek U uit om in my hart te kom leef. Ek aanvaar Jesus Christus se dood aan die kruis Ek aanvaar Jesus Christus se dood aan die kruis en dat sy bloed vir my gestort is. en dat sy bloed vir my gestort is.
Ek kies om U die Here van my lewe te maak Ek kies om U die Here van my lewe te maak en om die persoon te wees wat U wil hê ek moet wees. en om die persoon te wees wat U wil hê ek moet wees. Dankie dat U my gebed gehoor het Dankie dat U my gebed gehoor het en dat U my nou die ewige lewe gegee het. en dat U my nou die ewige lewe gegee het. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Nou, as jy sopas hierdie gebed gebid het en jy het dit nou met jou hele hart geglo, dan is jy officially gered en die hemel is vir jou oopgesluit as gevolg van Jesus. Wow, dit is so amazing. Ek kan nie wag om eendag hemel toe te gaan en die ewigheid saam met Jesus te spandeer nie. Ek is so dankbaar vir wat Jesus vir my gedoen het. Ja, ek is ook so dankbaar vir Jesus. Nou, ek hoop julle het nou net vandag iets waardevol geleer. Nou, om ons te help hierdie amazing les van vandag te onthou, wat Jesus nou vir ons gedoen het, gaan ons nou 'n awesome craft maak. Kom ek wys julle gou wat dit is. Wow julle, wat 'n lekker craft. Ek hoop julle gaan nou net soveel van hê om dit te maak en julle gaan dit nou net geniet so baie soos wat ek dit geniet het. Nou, sodra julle klaar is met julle craft, stuur asseblief vir my 'n foto van hoe julle crafts uitgedraai het deur na ons Facebook page Father's Heart Kids toe te gaan en 'n foto van julle craft in die comment section te los van ons craft post. Nou, wat ons nou gaan doen is, ons gaan 'n bietjie tyd vat en ons gaan sien hoe almal van julle gedoen het met julle crafts van laasweek. Is julle gereed? Kom ons kyk gou-gou hoe julle gedoen het. Wow julle, ek love dit net om te sien hoe kreatief julle is. Julle het my van my voete afgeslaan met julle crafts. Hulle het regtig net so amazing uitgedraai en ek kan sien hulle het regtig net so kreatief gedoen en julle is net so talentvol. So well done julle. Hou nou so aan met die amazing werk. Ek stem saam. Julle het regtig almal so goed gedoen. Nou, onthou nou om vandag se craft te download deur na die beskrywing te gaan van vandag se video en dan op die blou link te klik waar dit sê hier is vandag se craft link. Ons kan nie wag om te sien hoe julle craft van hierdie week gaan uitdraai nie. Nou, julle, ongelukkig is ons nou amper aan die einde van ons les en dis amper tyd om te groet. Maar voor ons nou hartseer raak omdat ons les amper verby is, kom ons staan nou gou eers weer 'n bietjie op en dan sing en dans ons vir Jesus, want julle, dis die beste manier om ons les nou mee af te sluit. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My
cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Wow julle, ons het regtig so 'n lekker tyd saam met julle almal gehad vandag en ons het dit net so geniet. En dit was nou net soveel fun om saam met julle meer te leer oor hoe om die hemel oop te sluit. Nou kom ons maak gou ons oë toe sodat ons nou vandag se les kan afsluit met gebed. Liewe Here, dankie dat U Jesus vir ons gestuur het om die sleutel te wees wat die deur na die hemel toe oopmaak. Ons is net so dankbaar vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Help ons asseblief om nooit op ons eie goeie werke staat te maak om ons in die hemel te kry nie, maar help ons om te besef dat net U alleen die sleutel is om die hemel oop te sluit en die ewige lewe te kan hê. Ons is net so lief vir Jesus en ons bid dit alles in U naam en ons almal sê Amen. So julle, dankie dat julle ons nou vandag gejoin het. Moenie vergeet om vir my nou julle foto's van julle crafts te stuur nie, want ons love dit net om te sien hoe kreatief julle is. En onthou, Jesus is die sleutel tot die hemel. Hy het julle so baie lief en hy het vir julle gesterf en hy wag met oop arms vir julle. So ons sien julle weer volgende week. Bye julle.